Om 'n vredemaker te wees beteken ek face konflik head-on. Inteendeel, dit beteken ek sit myself in konfliksituasies, doelbewus in konfliksituasies, sodat ek vrede na die konflik toe kan bring. Dis wat 'n vredemaker doen. 'n Vredemaker is nie iemand wat terugstaan. 'n Safety rep staan nie terug nie. 'n Safety rep spreek aan wat moet aangespreek word, want hy sien die groter prentjie. Hy sien die uiteinde van dit wat kan gebeur, en Jesus was sekerlik die grootste safety rep. Sluit vanaand die tema af, mynreëls, die reeks mynreëls, en ja, hier op ons 10de week, ons laaste week van hierdie reeks, hoop ek, kan jy nou al vir die persoon wat langs jou sit, sê wat ons vir mekaar elke week sê, sonder dat ek dit eers vir julle hoef te sê, maar in hierdie reeks het ons gesê, ons gaan praat oor 3 goed, en in Vanagalon noem jy hierdie, sê vir die persoon langs jou, 3 uminwe kalomain, wat beteken die 3 vingers van die myn. Dis 'n safety reël wat ons op die myn waar ek was gedoen het. Dis 'n safety reël wat ons toegepas het, wat beteken no repeats, simple standards en zero harm. En ons het dit ingekleer bietjie meer, en ons het 3 weke op elkeen van hierdie 3 temas gespandeer. In die eerste week het ons gesê, of die eerste tema van no repeats het ons gesê, ek draai weg van my ou lewe af, ek doen nie meer wat ek gedoen het in die verlede nie, ek is nou 'n nuwe mens, Jesus het my nuut gemaak, ek stap nou 'n ander rigting, ek stap nou 'n ander pad, en dan het ons gesê, is no repeats, simple standards, is ons hou dit eenvoudig, want dit is wat die Here gesê het. Jesus het nie gesê, kom volg my, en nie. Hy het nie gesê, kom volg my, en sorg dat jy elke dag jou 10de betaal, kom volg my en sorg dat jy elke week in die kerk is. Kom volg my en sorg dat jy jou kar was voordat jy kerk toe kom. Jesus het nie al daai goed vir ons gesê nie. Hy het gesê, kom volg my. Ons het die voorbeeld van Maria gebruik wat net by Jesus se voete gesit het. En dis hoe eenvoudig dit kan wees. En ons het gesê, as ons daai 2 reg doen, dan is 'n lewe en dit in oorvloed die uiteinde daarvan. As ons stick to no repeats, simple standards, dan is zero harm wat 'n lewe in oorvloed beteken. Ons einddoel. Dit sal die uiteinde wees van dit. En ons het gesê, zero harm. 'n lewe in oorvloed beteken om Jesus Christus, ons Here, persoonlik te ken. En as ons nou repeats en simple standards toepas, dan sal ons hom persoonlik ken. En dan beleef ons lewe en dit in oorvloed. Nou ek onthou, ons het gemyn op 1050 was die level waar ons gemyn het, maar van 1050 af moes jy ver opgaan, amper tot by die level bo jou, en dit was ons werksplek gewees, waar ons op 'n stadium gewerk het, ons het net 'n nuwe white race daar begin skiet, ons het begin blaas daar, en ek onthou, as jy 'n plek net begin blaas het, as jy hom letterlik, daar's soos 'n meter stuk wat hulle in is, en dan begin jy nou verder, en jy begin nou dieper in te myn, in die gedeelte in. Nou wat gebeur het dan is, jy sit jou support in vandag, en dan blaas jy. Môreoggend as jy daar kom met daai support alles uitgeblaas, want die konkussie is te veel van hierdie kant van die muur tot daai kant, so dan blaas jy jou support uit. So dan die volgende dag, wat beteken jy moet 2 rye of 3 rye support insit, so dit word baie werk op 'n stadium, en dit het veroorsaak dat ons partykeer shortcuts gevat het. Ons het die support mooi ingesit in lyn, ons het nie gespeel met support nie, maar ons het goeders gedoen wat ons nie veronderstel was om te doen voordat die support in was nie. Soos ek het byvoorbeeld die paneel so lank begin merk, waar die ouens moet boor, nog voordat die support by my was, het ek dit begin merk, en dan het die ouens gekom met die support, en hulle het met die support na my toe gewerk, en eintlik werk jy saam met die support, jy werk nie voor die support af nie. Maar wat toe nou gebeur is, eendag is ons besig, en ons is besig om so te myn, en ek is besig om die plek te merk, en alles, en hier kom safety reps, na die werksplek toe, want hulle wil kom kyk hoe myn ons daar so, want is die 3de dag dink ek wat ons blaas, op daai plek, en hulle kom daar aan, en hulle vang ons besig om dit op hierdie manier te doen, en hulle stop ons, en hulle het 'n moeilike gesprek met ons, en ons moet nou mooi onverskoning vra, en jammer sê, en alles, en dit nou op die regte manier doen. Maar in daai oomblik het ons gevoel, die safety reps, hierdie ouens wat die veiligheid doen, verstaan nie.
Hulle verstaan nie wat ons deurgaan nie, hulle verstaan nie die frustrasie om daar te kom en die stokke wat jy gister ingesit het, is uitgeblaas. Dit gaan ons nou langer vat om dit weer in te sit en dan eers te merk en dan al daai goeders te doen. En dit het vir ons gevoel, hulle verstaan nie wat dit is nie, maar alhoewel dit ons frustreer het hulle die groter prentjie raak gesien. Alhoewel dit vir ons 'n frustrasie was dat hierdie ouens daar gekom het en vir ons kom sê het om eintlik net reg te myn, om dit eintlik net reg te doen. Hulle die groter prentjie in ag geneem. Hulle het gesien dat as ons aanhou om dit te doen so wat ons dit nou doen, is daar 'n moontlikheid dat ons kan seer kry. En as ons kan seer kry en een van ons is dalk dood in 'n ongeluk wat gebeur, dan word die hele myn gestop. So hulle het 'n groter prentjie raak gesien as net ons. Ons het tunnelvisie gehad, ons wil net blaas en ons wil dit net veilig doen en ons wil uit die myn uitkom, maar hulle het die groter prentjie raak gesien in die hele setup, alhoewel hulle ons baie frustreer het. En ons tema vir vanaand is leer ander. Maar ek wil dit eintlik iets anders maak. Ek wil nie sê leer ander nie. Ek wil sê ons tema vanaand moet wees 'n safety rep. Wees 'n safety rep en help ander om die groter prentjie raak te sien. Want as ons nou mooi oor dit sit en dink eintlik, 'n safety rep is eintlik iemand wat die vrede bewaar. 'n Safety rep is eintlik 'n vredemaker. Want hulle sien die groter prentjie raak en hulle sorg dat daar vrede is op die myn. Want as hulle nie die vrede bewaar nie, as hulle nie kom en vir ons kom wys, hey, julle doen dit verkeerd nie, dan kry mense seer. En dan is daar nie vrede nie, daar's chaos. So ons gaan gesels vanaand oor hoe om ander te leer, wat dit beteken om ander te leer, en wat dit beteken om 'n safety rep in ons Christelike lewe ook te wees. En Matteus 5 vers 9 sê vir ons, geseënd is die vredemakers. Ek wil vredemakers vanaand in hakkies hier kom sê, geseënd is die safety reps. Geseënd is die safety reps, want hulle sal kinders van God genoem word. En hierdie belofte wat ons hier kry, hierdie geseënd wat Matteus hier gebruik om te sê, geseënd is die vredemakers, dis 'n belofte wat hy eintlik kom bevestig hierso. En dit wat hy bevestig, die belofte wat hy bevestig, is dat ons kinders van God genoem sal word, as ons vredemakers is. As ons safety reps is, sal ons kinders van God genoem word. En hierdie kinders van God, wat dit behels, wat dit beteken is 'n closeness. Dit beteken 'n teenwoordigheid, 'n fellowship, 'n saam met Jesus, 'n pa-seun verhouding. Dit beteken daar's verhouding en daar's goeie verhouding ook. Nou baie keer dink ons by onsself, okay, vredemaker, maar wat is 'n vredemaker? Wat beteken dit om 'n vredemaker te wees? En om 'n vredemaker te wees is soveel meer as om net stil te bly om die vrede te bewaar. Dis nie 'n vredemaker nie. 'n Vredemaker bewaar nie die vrede nie. Dis nie ons werk as vredemaker en dis ook nie wat Jesus hier sê wanneer Matteus skryf, geseënd is die vredemakers nie. Is nie iemand wat agteroor sit en sê, okay, ek gaan nou niks sê nie, ek gaan nou net stil bly, net om die vrede te bewaar nie. Alhoewel ek sien my medegelowige is besig om in die afgrond af te gaan, die pad wat hulle nou loop, lei na die dood toe. Hulle gaan dit verloor, hulle gaan hulle Christendom dalk verloor, hulle gaan hulle siele in die proses verloor, maar ek staan en ek kyk terug, want ek's 'n vredemaker en ek wil net die vrede bewaar. Ek dink baie van ons se uitkyk op vrede maak, is ek bly liewer stil, want ek's bang om 'n persoon te offend. En ek dink nie, dis die prentjie wat die Here vir ons gee, oor vredemakers nie. En ons doop baie keer mense, en voordat ons enigiemand doop, as jy hier sit vanaand en jy's gedoop hier by ons, in ons gemeente, dan weet ek, het ons vir jou die volgende vraag gevra. Gee jy ons as kerk, nie Oase gemeente nie, die liggaam van Christus, met ander woorde, die ou wat in die NG Kerk in Johannesburg is, die ou wat in die gehervormde kerk in Pretoria is, gee jy ons as kerk, as liggaam van Christus, die toestemming om jou tereg te wys, as ons sien, jy's weer besig om in jou ou pad af te gaan. Dan vra ons die vraag, en ons sit hier, en ons is getuies, waar die mense die antwoord gee, ja, want as jou antwoord nie ja op dit is nie, dan kan ons jou nie doop hier by ons nie, dit is net 'n beginsel wat ons glo. As jy nie bereid is om deur die liggaam reggehelp te word, nie, dan kan ons jou nie doop nie. En ons vra die vraag vir mense, maar hoeveel keer wys ons mense reg? Hoeveel keer kan jy nou eerlik in jou hart vir jouself sê, het jy al na iemand toe gestap, en vir hulle gaan sê, ek sien jy is besig om terug te val in jou ou leefstyl. Of, ek sien jy is besig om die verkeerde goed te doen. Kan ek nie saam met jou bid en saam met jou pad stap?
En kom ons kyk dat ons jou uit hierdie leefstyl uit weer kry nie. Hoeveel keer het ons dit al gedoen? En ek spreek julle nou nie individueel aan nie. Ek self staan skuldig aan hierdie opdrag baie keer. Ek self staan skuldig dat ek nie gaan en mense aanspreek in liefde teregwys, terwyl ek sien hulle is eintlik besig om in die afgrond in te gaan nie. En al wat ons doen deur dit te doen is eintlik sonde. Al wat ons doen deur stil te bly en niks te doen nie, is eintlik net sonde. Ons is besig om die verantwoordelikheid wat die Here vir ons as gelowiges gegee het, op sy te skuif. Net omdat ons te bang is om mense te offend. Net omdat ons te bang is om mense aan te spreek, in liefde na hulle toe te gaan. Met ander woorde, ons sit ons verantwoordelikheid net op sy. En ek dink persoonlik, die mees onliefdevolste ding wat enige mens ooit kan doen, is om te kan toekyk hoe iemand anders in die afgrond ingaan. Is om te kan toekyk en te sien dat hierdie leefstyl wat hierdie persoon nou besig is om te leef, sy uiteinde is die dood. Dis die geestelike dood en ek staan terug en ek steek my hande op in die lug en ek sê ek wil nie offend nie. Ek wil nie hierdie persoon aanspreek nie, want ek is te bang. Dis nie liefde nie, dis vreesagtigheid. En die woord sê vir ons, dat God nie vir ons 'n gees gegee het van vreesagtigheid nie. Hy het ons nie timid gemaak nie, hy het ons nie 'n gees van timidity gegee, om bang te wees om mense aan te spreek, om bang te wees om mense tereg te wys nie. Want vreesagtigheid, en om bang te wees om daai persoon te gaan dalk offend, want hulle gaan dalk offense vat as jy met hulle praat. Om daai vrees te hê, beteken eintlik ek vrees mens en ek vrees nie vir God nie. Dit beteken eintlik, soek ek guns by mens en nie by God nie. En Galasiërs 1 vers 10, die tweede gedeelte sê vir ons, as ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. Ek sou geen dienaar van Christus wees, as ek nog die guns van mense soek, en nie die guns van God nie. En deur 'n vredemaker te wees, beteken, ek soek die guns van God. En ek weet, ek persoonlik, wat Colin is, wat hier voor julle staan vanaand, weet, dis partykeer moeilik. Dis partykeer moeilik om na iemand toe te stap en vir hulle te gaan reghelp, as jy weet, dit kan dalk 'n konflik situasie veroorsaak. Dit kan dalk 'n oomblik veroorsaak, waar daar gaan nou 'n bietjie teenkanting wees, daar gaan dalk 'n bietjie wrywing wees. Ek weet, dis moeilik. Dis moeilik om so 'n gesprek met iemand te gaan hê. Ek lees 'n boek oor John Eldridge, Wild at Heart, wat hy skryf vir die mans, en hy sê, dat wanneer jy so voel, is juist die tyd wat jy moet inpres. Juist wanneer jy voel, ek weet nou nie, moet ek hierdie ding gaan sê, ek weet nie, moet ek hierdie gaan uitwys, ek weet nie, moet ek dit doen, dis juist dan, wat jy moet gaan en dit gaan doen, want wie gee vir jou daai vrees? Vrees kom nie van God af nie. En as vrees nie van God af kom nie, hoekom vrees jy om vir daai persoon te gaan sê in liefde? Van wie af kom die vrees dan? Want God gee vir ons 'n gees van liefde, en selfbeheersing, en van krag om na mense toe te kan stap, en vir hulle te sê, ek kom in liefde, en ek sien jy is besig om die verkeerde pad te vat, want vrede maak beteken nie die afwesigheid van konflik nie. Om 'n vredemaker te wees beteken, ek face konflik head on. Inteendeel, dit beteken ek sit myself in konfliksituasies, doelbewus in konfliksituasies, sodat ek vrede na die konflik toe kan bring. Dis wat 'n vredemaker doen. 'n Vredemaker is nie iemand wat terugstaan. 'n Safety rep staan nie terug nie. 'n Safety rep spreek aan wat moet aangespreek word, want hy sien die groter prentjie. Hy sien die uiteinde van dit wat kan gebeur, en Jesus was sekerlik die grootste safety rep wat ons ooit sou gehad het, wat ons ooit gaan hê, was Jesus, sekerlik die grootste safety rep. Die grootste vredemaker waaraan jy kan dink, was Jesus gewees. Ek dink hier daar's 'n vredemaker wat vrede kon maak, soos wat Jesus kon vrede maak nie. En weet julle wat het hy gedoen? Hy het vir Petrus gesê, Petrus, jy's 'n klein gelowige. En dis hoe Jesus vrede gemaak het. Dis hoe hy 'n vredemaker was, deur vir Petrus te sê, Petrus, jy's klein gelowig. In Matteus 14, vers 31 sê dit, dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? En ons almal ken die storie. Petrus het nie op die water geloop, en toe hy die storm rondom hom raak sien, toe begin hy sink. En toe steek Jesus sy hand uit, en Jesus help hom uit die water uit, en Jesus spreek hom aan, hy sê vir hom, klein gelowige, hoeveel keer het jy al iemand wat gedoop is, dan kry jy hulle iewers, waar hulle nie veronderstel is om te wees nie, besig om op die tafels te dans, en al die goeders van Kurt Darren se woorde, en al die lekker dinge te doen, en dan kry jy hom op daai plek, of haar op daai plek, en dan gaan jy na hulle toe en sê vir hulle, hey, klein
klim af van die tafel af. Hoeveel keer het ons dit al gedoen? Ons doen dit nie. En ek weet, die konteks is dalk nie dieselfde nie, maar die beginsel bly dieselfde. En ons gaan dalk nie na die persoon toe stap en vir hulle sê, hey, klein gelowige, klim af daar nie. Maar die rede dat iemand wat eens op 'n tyd die Here gevolg het met hulle hele hart, hulle hele siel, al hulle verstand en al hulle krag, die rede dat so 'n persoon teruggaan in die ou lewe in, moet vir ons 'n teken wees, dat iewers het daar in hulle geloof, het daar 'n kraak gekom. Iewers het die duiwel dit reg gekry, om iets in te saai, om iets in te bring daar, wat daai persoon gedryf het, van hierdie leefstyl, na daai leefstyl toe. En dit is veronderstel om ons harte te breek. Dis veronderstel om ons na 'n plek toe te vat, waar ek sê, Here, ek kan nie toelaat, dat die vyand een van u kinders steel nie. Ek kan nie dit toelaat nie. En imagine, jy kom by iemand, wat gedoop is, en jy hierdie gesprek met hulle, hoe sal jy die gesprek hê? Of imagine, jy is gedoop, en jy is dalk die skuldige een, jy is aan daai kant van die spektrum, en iemand kom na jou toe, en hulle sê vir jou, hey Pel, ons sien, jy is besig om in die verkeerde rigting te gaan, hoe sal jy dit vat? Hoe gaan jy dit ontvang, wanneer iemand dit vir jou kom doen? Gaan jy dit aanvaar, of gaan jy vir hom sê, moenie my judge nie? Want dis baie keer ons verskoning, is jy is besig om my te judge, en ek hoor een keer 'n stelling wat iemand geskryf het in 'n leesplan, 'n Bybelleesplan wat ek gelees het, hulle sê, as jy 'n teregwysing sien as oordeel, beteken dit jy is nog lief vir jou sonde. As iemand jou kom teregwys, en jy aanskou dit as die persoon is besig om jou te judge, as jy weet, dit wat jy doen is die verkeerde ding om te doen, dan beteken dit een ding, en dit beteken jy is lief vir jou sonde. As ons dit nie kan vat nie, en Jesus was nie bang om te offend nie. Hy het die waarheid gepraat. Al het dit offend, maar sy einddoel was nie gewees om vir Petrus te sê, Petrus, jy's sleg, jy's klein gelowig. Dis nie hoekom Jesus vir hom gesê het, Petrus, jy's 'n klein gelowige nie. Jesus het vir hom gesê, Petrus, jy's 'n klein gelowige, sodat Petrus kan weet, ek het nodig om aan my geloof te werk. Ek het nodig om sterker te word in die geloof. Dit was nie om hom neer te praat nie. Jesus het dit nie gedoen met 'n gees van hoogmoed, of om te sê, Petrus, hoe sleg jy is nie. Hy het dit gedoen omdat hy lief is vir Petrus. Omdat hy vir Petrus wou wys, Petrus, daar's 'n kraak in jou geloof. Daar het 'n kraak gekom. Kom terug. Kom op die pad waar jy vertrou. Laat jou geloof weer gestig kan word. En dis wat 'n vredemaker doen. Hy het partykeer moeilike gesprekke met mense, omdat hy lief is vir mense, want dit moet altyd ons dryfkrag wees. Hoekom ons met iemand gaan praat, hoekom ons iemand tereg sal wys, moet wees uit liefde uit. Toe daai safety reps na ons toe kom daar aan die grond, het hulle nie gekom om vir ons te kom sê hoe sleg ons is nie. Hulle het ons kom beskerm. Hulle het ons kom beskerm van iets wat groot kon wees. Al het ons dit nie verstaan nie, en al het ons kwaad geword, het hulle nog steeds die groter prentjie in ag geneem. Het hulle nog steeds gedoen wat hulle moes doen, en dit presies dieselfde is wat ons as gelowiges vir mekaar moet doen. Dis presies wat ons nodig het om as kerk vir die liggaam van Christus te doen, is om mense wat afdwaal, mense wat terugval, mense wat van die pad byster geraak het, te gaan stil sit by hulle, te gaan stil staan by hulle, en vir hulle te sê, kom terug op die regte pad. Ek deel met die band vroeër in die gebedskamer oor wat ek wil deel vanaand, en my boodskap van vanaand, en Estien sê iets mooi, en sy sê, dat as jy na iemand toe gaan en hulle teregwys, moet jy ook bereid wees, om as hulle jou bel vanaand 12 uur en te sê, hulle sukkel met pornografie, moet jy bereid wees om in jou kar te kan klim, 12 uur die aand, en na daai persoon toe te ry, en hulle te gaan bystaan, vir hulle te gaan bid, en saam met hulle te gaan bid. Want ons kan maklik vingers wys, en teregwys, maar dit word judge, dit word oordeel, as jy nie bereid is, om 'n pad saam met daai persoon te stap nie. En as ons sê, ons is gelowiges, en ons is lief vir mekaar, en ons is lief vir God, dan beteken dit ons tree op in liefde. En as ons optree in liefde, dan spreek ons mekaar aan. Galasiërs 6, vers 1 sê vir ons, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Pas op, jy kan self ook in die versoeking kom. En hierdie gedeelte wys vir ons twee spesifieke goed uiteindelik. Dit kom wys vir ons dat ons ander mense nodig het, maar dit kom wys ook vir ons dat ander mense ons nodig het. En ek dink die oomblik as ons perspektief kan skuif, teenoor wanneer ons iemand teregwys, wanneer ons iemand reghelp, wanneer ons vir iemand sê om op die pad weer reg te kom. Ek dink as ons perspektief daaroor kan skuif,
sal dit vir ons beter word. Ek dink as ons perspektief, wanneer iemand na ons toe kom, kan skuif voor dit, sal dit vir ons beter word. As ons tot die besef kom, dat eintlik is dit nie ek wat daai persoon gaan aanspreek nie. Eintlik is dit nie ek wat daai persoon gaan teregwys nie. Eintlik is dit God wat deur my besig is om daai persoon reg te wys. En wanneer iemand na my toe kom om te besef, dat eintlik is dit God wat deur daai persoon na my toe kom, en vir my kom sê, en ek dink wanneer ons met daai perspektief leef, is ons oop om te ontvang, maar ons is ook oop om te gee, en ons gaan nie die guns van mense soek nie, ons gaan nie vrees, en nie met mense praat, en mense nie aanspreek, oor hulle op die verkeerde paai gaan nie, want God gebruik mense. Jesus is nie meer hier nie. Hy sit nie hier tussen ons iewers op 'n bank nie. Hy het die Heilige Gees gestuur vir ons, en die Heilige Gees leef in my en jou, en hy het nodig om ons te gebruik as instrumente. Hy gebruik mense om ander mense te help, en ons het mekaar nodig in hierdie wedloop, ons het mekaar nodig in hierdie geloofslewe, ons het mekaar nodig as Christene, en dit gaan dis meer as om net iemand reg te help, dis om God toe te laat, om iemand deur jou reg te help, en dit is die einddoel van hoekom ons dit doen, en as ons dit doen, dan demonstreer ons eintlik prakties dat ons lief is vir God en vir mense, want ons opdrag is om God lief te hê, en ons naaste soos onsself. En Jesus kom in Johannes 13 vers 35, en hy sê, as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. En as ons sê ons is disippels van hom, dan beteken dit ons het mekaar lief. En as ons mekaar lief het, is ons te lief om mekaar te sien in die afgrond ingaan. Ek is te lief vir die mense in my lewe, ek is te lief vir my medegelowiges, om te staan en toekyk hoe hulle in die afgrond afgaan. Ek gaan in en ek gaan help. Ek gaan nie net bid nie, ek gaan bid ook, maar ek gaan bystaan ook, ek gaan help ook. En ek dink die rede dat ons dit baie keer nie doen nie, is ons is te besig. Die rede dat ons nie mense uithelp nie, die rede dat ons nie by mense stil staan nie, is want ons is te besig om vir ons goeders hier op aarde by mekaar te maak, dat ons nie dink aan 'n siel, aan 'n gees, wat ewigheidswaarde het nie. So ek raak so besig, dat ek nie bereid is om die pad saam met daai persoon te stap nie. Ek is te bang om vir hulle te sê, joh, Pel, dit wat jy doen is nie reg nie, want ek is bang ek moet die pad saam met hom stap. Ek is bang dit gaan moeite kos, om saam met hom te moet gaan bid. Ek is bang hy bel my regtig 12 uur die aand wakker, en ek moet saam met hom na sy huis toe gaan, en saam met hom gaan bid, en dis die rede dat ons nie mekaar teregwys nie, want ons is bang vir die verantwoordelikheid, wat daarmee gepaard gaan. Jakobus 5 vers 19 tot 20 sê vir ons, as een van julle van die waarheid afdwaal, en iemand sou hom terugbring, hierdie is so mooi, as jy hom terugbring, weet dan, dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, om uit die dood red, en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. En as ons dan disippels van Jesus is, moet ons mekaar lief hê. En as ons sê ons het mekaar lief, dan wys ons mekaar tereg. Dan doen ons wat hierdie gedeelte sê, en ons red iemand uit 'n lewe wat hulle in sonde invat, uit 'n lewe wat hulle na die dood toe vat. En partykeer beteken dit ons het moeilike gesprekke met mense. Partykeer is dit nodig vir my om daai moeilike gesprek te gaan hê, en as ons as gelowiges het nodig om safety reps vir mekaar te wees. Ek het nodig om toe te laat dat ander 'n safety rep in my lewe kan wees, en ek het nodig om 'n safety rep vir ander te wees. Ek hoor so rukkie terug 'n storie oor Dawid en Goliat, en die ou se opmerking oor Dawid en Goliat is, dat Christene vandag sou 10-1 vir Dawid gesê, Dawid, bid net vir Goliat. Bid net vir Goliat. Want dis agter wat ons baie keer wegkruip. Is ons bid net vir die persoon, en dis great, ons moet vir die persoon bid, maar iewers moet ons oorgaan in daad ook. Iewers moet ons die reus aanvat. Iewers moet ons vir Goliat gaan sê, Goliat, dis nou genoeg. Ek kom na jou toe in die naam van Jesus, dis nou genoeg. Hierdie mense wat jy wil wegdryf, dis nou genoeg. En ons het nodig om op daai plek te kom, waar ons nie meer agteroor sit, en toekyk, hoe ons medegelowiges die pad byste raak nie. Hoe ons mense doop, en hulle nooit weer sien nie. Ons het nodig om op te volg, ons het nodig om by daai mense uit te kom. Ons het nodig om ons medegelowiges te ondersteun, en vir hulle safety reps te wees. Maar ons het ook nodig om toe te laat, dat medegelowiges in ons lewens 'n safety rep kan wees. En ek weet trots is wat ons weerhou van dit.
Ek is te trots dat iemand in my lewe kan inspreek. En omdat ek te trots is dat iemand in my lewe gaan inspreek, is ek te bang om in iemand anders se lewe te kan inspreek, want ek is bang hulle sit ook met dieselfde trots wat ek sit. En dis wat ons weerhou en trots kom maak dat almal van ons maar net agteroor sit en stil bly en agteroor sit en toe kyk. Dat ons nie wil safety reps wees nie. En ek wil afsluit met die woorde van ons tema vir vanaand is leer ander. Leer ander. Help ander. En wees vir ander 'n safety rep. Moenie net toe kyk dat iemand afdwaal van die pad wat die Here oor hulle lewe het nie. Ons as gelowiges het nodig om mekaar te ondersteun. Ons het nodig om mekaar van daai dwaalweg af terug op die pad te bring. En ek weet, ek staan nie voor julle. En ek weet hoe moeilik dit is. Want daar's trots in my ook. Daar's trots in my ook partykeer, wanneer mense my kom aanspreek oor goed. En dit is wat die vrees veroorsaak, dat ek nie met ander mense gaan praat nie. En ons moet verby daai punt kom. Ek dink ons het nodig om verby dit te kan kom, en op 'n plek te kom waar ons totaal en al in oorgawe vir God kan leef. Paulus moes baie keer mense teregwys. Jesus het vir die fariseërs en die skrifgeleerdes, hy het vir hulle gesê, hulle is witgepleisterde grafstene. Partykeer het ons nodig om vir mense te sê, is 'n witgepleisterde grafsteen, onder leiding van die Heilige Gees. Nie uit jou eie uit nie uit jou eie krag uit nie, maar deur te luister na die stem van die Heilige Gees, oor wanneer om aan te spreek, wanneer om in liefde na die persoon toe te gaan, en hulle tereg te wys, of wanneer om net eers 'n bietjie stil te staan, terug te staan, en te bid vir die persoon, want ek dink al twee is belangrik. Ek dink ons het nodig om te bid ook vir die mense, maar ons het ook nodig om partykeer vir hulle aan te spreek, en dis hoekom ons no repeats en simple standards so van belang moet maak in ons lewens, sodat ons Jesus Christus persoonlik kan ken, en sy stem kan hoor, oor wanneer is dit nodig om te sê, witgepleisterde grafsteen, en wanneer is dit nodig om 'n klip op te tel en die reus plat te sit. Maar ons het nodig om die Heilige Gees se stem te hoor, en sy leiding te vra in dit. So hier's waarmee ek wil afsluit vir ons reeks, is wees 'n safety rep, wat verander leer van no repeats, simple standards, en zero harm. Leer dit vir mense, maak dit 'n deel van jou lewe, en vertrou God, om toe te laat, nie toe te sal laat, dat nog meer gelowiges van die pad afgaan, terwyl jy iets aan dit kan doen, saam met die Here nie. Kom ons sluit ons oë. Jesus, dankie vir die groot voorreg, om instrumente in u hand te kan wees. Here, ek bid dat ons nooit so bang sal wees vir mense, dat ons by hulle meer guns sal soek, as by u nie. En Here, wanneer u ons prompt, wanneer u ons oortuig, wanneer u vir ons 'n hupstoot gee om te sê, gaan spreek daai persoon aan, daai leefstyl wat hulle leef, dit wat hulle mee besig is besig om hulle in die afgrond in te vat. Bid ek, Here, dat u ons die vrymoedigheid sal gee, maar ek bid ook, Here, dat ons sal oop wees, al is dit moeilik, om 'n instrument in u hand te sal wees, om dit te sal gaan doen. Here, mag ons perspektief skuif vanuit 'n plek waar ons voel ons word gejudge, of vanuit 'n plek waar ons voel ons gaan die persoon judge. Mag ons perspektief daaroor skuif na 'n plek toe waar ons weet, Here, dat deur u Gees is ons net 'n instrument besig om vir u en deur u daai persoon reg te help. Maar Here, ek bid dat ons hartsbegeerte sal wees, om nie te sal toelaat dat die vyand nog van ons kom steel nie, uit u kudde uitkom steel nie. Here, mag dit ons ultimate mission wees, om hom voor te spring. Mag ons werk, mag ons arbeid in u koninkryk, en mag ons dit doen vir u en vir mekaar, omdat ons u lief het, en omdat ons mekaar lief het. Here, dankie, dit is 'n voorreg, om deur u Gees gelei te kan word, en dankie dat ek kan vertrou, Here, dat u Gees ons van hierdie oomblik af vorentoe sal lei, al is dit moeilik, al is dit 'n moeilike gesprek, maar dat ons dit sal doen, in Jesus se naam. Amen. Amen.